Vir 125 jaar is Laerskool van der Hoeven meer as net 'n skool. Dis 'n plek waar geslagte kinders geleer, gegroei en gedroom het. 'n Plek waar herinneringe geskep is en waar gemeenskap nog altyd eerste kom. Vandag kuier ons hier by Van der Hoeven Skool, geleë in die hartjie van die plaasgemeenskap. Jy geweet, hierdie skool is al 125 jaar gevestig in hierdie plaaslike gemeenskap net buitekant George. Kom kuier saam met my. Omring deur die rustige landskap van Oud-Nikwaland, kry elke kind hier die geleentheid om in 'n veilige en versorgde omgewing te ontwikkel. Hier ken onderwysers hulle leerders, word elke klein oorwinning gevier en word waardes gebou wat 'n leeftyd hou. Maar om 'n skool met 125 jaar se geskiedenis te onderhou, verg meer as net toewyding. Dit verg 'n gemeenskap wat saam staan. Elke bydrae help ons om hierdie besondere skool vir 'n toekomstige geslagte te bewaar. Vanjaar vier Laerskool van der Hoeven 'n besondere mylpaal. 125 jaar van geloof, 125 jaar van onderwys en 125 jaar van gemeenskap. Ek kom gereeld nog om net om te kyk hoe die skool lyk. Hier waar ek my pa 23 jaar hoof was, graad 1 tot graad 7, my tyd SAP A tot standaard 5 was ek hier gewees en dit bring baie ou goeie memories terug. En hier agter ons was die skoolhoof, my pa, 23 jaar skoolhoofie was van 1970 tot 1993. Sy kantoortjie, daai liggie tot laat nag gebrand altyd. En ongelukkig was dit ook die plek toe ek nou bietjie groter geraak het, want ek gestap het as ek nou 'n pak slaaitjie moet kry. En my pa met al die kinders was dit as hy teruggestap het, moes ons oor iets anders gepraat het en dit was verby en die straf was verby, maar die stappie van tot by die kantoor was nie lekker. Daar was 'n lang stap. Daar was 'n lang stap. Ja, as jy nie kon koeldrank bekostig het vir pouse nie, dan jy as best denk by die koperpypie kom water drink. Dis ongelooflik hoe tot vandag toe jy elke onderwyser onthou en 'n persoonlike verhouding met elke onderwyser gehad het. En dat die skool het individuele aandag gekry, my pa en die personeel het elke ouer geken. Al die ouers was vriende met mekaar gewees en tot vandag toe het ons nog kontak, die kinders wat saam was hier met mekaar. En dit is net ongelooflik dat hierdie groot oop ruimte waar ons kon sokker speel. Dis besonder. Wow. Joh, dit is Cameron, kyk asseblief daai kant toe. Jy moet jou kamera daar. Die son het nou uitgekom. Dit is so 'n spesiale spasie net vir die kinders om dit te kan wees. Dit sien net hier waar akademiese groei plaasvind, dis opvoedkunde en in die natuur. Interessant was, in ons tyd het ons nog, ek weet nie hoe dit nou is, 'n landbouperiode op 'n Vrydag gehad. Wow. En dan het ons Vrydag na tweede pouse het uitgegaan en ons landbou gedoen. Ons het gewerk en so geplant en self busse gewas en alle interessante dinge gedoen. Nou vertel vir my van die tabletop lande wat langs in die skool was. Wat het daar gebeur? Reg rondom die skool tabletop was groot maatskappy, dan hulle die gronde gehuur by die boere en dan ons nou 'n soort van eintlik onwettig gaan ertjies pluk en so en dit was nog. Wat ten minste het julle groente ingekry, nee, so is nie so sleg nie. Ja, en ek dink die lekkerste daarvan was die weghardloop gedeelte. Ek dink niemand regtig omgegee oor die paar ertjies wat ons gepluk het nie, maar ja. Het jy nog steeds vandag ertjies? Dit was nie so lekker soos wat dit was daai tyd. As jy oor 'n draad moet spring nie. Hierdie huis. Ja. Is waar Dirk en familie van 6 het hier gekom. Ja, ons het almal hier so in die huis gebly van 1970 hulle het my ouers eers so 'n kilometer van hier af gebly en toe het hulle die departement hierdie huis gebou vir die skoolhoof en van 1972 tot 1973 het ons gebly in die huis. Ek en my 3 susters is almal deur hierdie huis. So waar die nuwe skoolhoof nou in sy kantore en personeelkamer en plekkie sit, dis waar my slaapkamer en ons kombuis was. Daarso was die ou masjienkamertjie gewees. En daar het 'n elektriese generator, diesel generator gehardloop wat ons altyd in die aande moes gaan afsit het. Later het die tegnologie so gevorder dat ons die generator daarom vanuit die hoofslaapkamer kon afgesit het. Hier voor jou was dan badkamers
was 'n groot geleentheid rondom 1982 het dit spoeltoilette geraak. Ah, En ons moes altyd opgeloop het hierso met die klippiespaadjie tot by die emmer toilette wat ons nog gebruik het. En ja, daai dag was almal wou toilet toe gegaan het om bietjie by die spoeltoilette uit te kom. My hart is net bly om te sien dat die skool van krag tot krag gaan. ja. Die skoolhoof ken ek persoonlik, hy was my kollega gewees vir baie jare, baie dinamiese man, hy kom met 'n onderwysloopbaan uit, sy pa was 'n legende by Outeniqua Hoërskool ook gewees, so ja nee, ek sien net Franswag in hierdie skool vat van krag tot krag. Ek is sedert die begin van die jaar, 1 Januarie is my aanstelling gewees en ja, so ek's nog redelik vars hierso. Dit is in hierdie plaasskool, wat 'n uitsig, nee, wat 'n plek, dis die omgewing is net, dis sielskors hierdie plek. Sedert 1901, 125 jaar gelede, Ja. is die skool 'n steunpilaar in die gemeenskap. Maar die skool kan dit nie alleen doen nie. Die plaaslike gemeenskap, loyale families en plaaslike instansies soos die Outeniqua gemeente dra by tot die sukses van die skool. Dit saam met passievolle onderwysers wat omgee vir die kinders en individuele aandag gee. Nou, is daar 'n bus wat deurry van Georgia af? Ja, so daar's 'n privaat busdiens wat van Georgia af die kinders skool toe bring. Hulle bring in die oggende so 30 na 40 kinders. Okay. En dan is daar ook busse van Grootbrakrivier wat kinders hiernatoe bring en natuurlik is daar nou ouers wat hulle eie kinders ook skool toe bring. Die skool probeer om elke kind optimale geleentheid te gee om te ontwikkel. So ons het die tradisionele sporte van rugby, netbal en atletiek wat ons bied, maar dan is ook kultuuraktiwiteite soos Eisteddfit waarvoor ons kinders inskryf om elke kind die geleentheid te gee om homself te ontwikkel. Ek en Lester het atletiek gedoen in daardie jare. Ek was nou natuurlik van 1969 af hier gewees tot 1975 en juffrou de Kok het my altyd bygestaan met die atletiek. Ek was maar in die beginjare toe ek in graad 1 was, sub A, was ek maar skrikkerig vir die atletiek gewees. Ek wou eintlik nie hardloop nie en sy het absoluut in my geglo. Sy het vir my gesê, jy gaan hardloop. En dan het ek maar gehardloop en my pa het by die wenstreep vir my gewag en dan het ek nou eerste gekom. En so het ek rekords gebreek en rekords geëwenaar en ek en Lester het albei SBD atletiek gekry en ek en hy het ook hierdie groot beker gekry wat ek nou natuurlik gaan terugskenk aan die skool, ja, sodat hulle dit kan gebruik as 'n wisseltrofee. So skryf daar genoeg kinders in elke jaar, is hierdie skool volhoubaar, hoe lyk dit? Soos vroeër genoem, ons klassies kan tot en met so 25 kinders akkommodeer. Ja. En ons is op die stadium bevoorreg genoeg dat die afgelope 3 tot 4 jaar het die inskrywings, ek moet sê elke jaar goed genoeg ingekom dat ons elke klas gemiddeld van 20 tot 25 kinders kan in hê. Ja. En as jy 'n kind toerus met die vaardighede om terug te gaan na waar hy vandaan kom miskien en 'n verskil te gaan maak, dink ek dat die skool sy doel bereik. Ander behoefte wat ons hier by die skool natuurlik het, is om ons klaskamers meer modern te maak en op te gradeer op die huidige infrastruktuur wat ons in die klas het, sodat net omdat ons hier in 'n landelike omgewing sit, ons nie afsteek by die skole wat in die groot stede van George sit, Ja. groot stad van George sit nie. So van 'n akademiese punt, daar Ja, is van 'n akademiese punt is dit graag iets wat ons wil doen om vir die kinders die volle akademiese ervaring wat 'n skool vir hulle moet gee te kan. raak betrokke, hier is geleentheid en maak 'n verskil in hierdie gemeenskap. Dit is net hier kan 'n mens regtig 'n impak in die omgewing van hierdie skole, van hierdie gebied maak. My oupa grootjie, Jan Hendrik van der Hoeven, was die grond geskenk vir die skool en dit is as gevolg van hom dat die skool eintlik ontstaan het. En hy was William Henry van der Hoeven. Die van der Hoevens was derentyd amper sê ek die grondleggers van die skool, soos wat hy op die oomblik is. Is Jeanette de Kok. Ek sê elke dag dankie Here. Dit was 'n wonderlike 16 jaar by Van der Hoeven uit die boeke uit. Ek het in 1967 begin
en ek was 16 jaar by Van der Hoeven. Baie geluk. Alles wat mooi is vir die toekoms. Keep your eyes upon Jesus as we did. Stay as sweet as you are. Congrats and thank you for a wonderful 16 years at Van der Hoeven. Merk solank jou kalender vir ons feesnaweek van 31 Julie tot 2 Augustus, waar ons saam 125 jaar se geskiedenis gaan vier.